Net voordat ons saam lees uit die woord van ons Here, kom ons maak net eers stil in gebed. Here, ons genadige en heilige Vader, dankie vir u liefde, u genade en u versorging. Here, dankie dat ons u versorging ook weer kan raak sien vanoggend in die koue windjie wat daar buite kom. Here, ons is vandag nog hier by mekaar, omdat hierdie 'n dag is wat u geskaap het. Here, dankie dat u ons hier by mekaar gebring het. Dankie dat u ons deur die nag kon bewaar het. En dankie dat u ons ook veilig gehou het op die pad. Here, wanneer ons so as geloofsgemeenskap by mekaar is, dan is ons hier om te bely dat u waarlik ons Here is. Ons is hier om te bely waar afhanklik ons van u is. En ons is hier om te bely dat ons sonder u niks is. Daarom is ons vandag hier en is u die enigste een wat se lof gesing word. Here, in ons sang loof en prys ons u naam. En kom loof ons u ook omdat u deur die eeue nog altyd dieselfde is. Here, deur die eeue het u nog nooit verander nie. U is die een wat is, wat was en wat altyd sal wees. Here, wanneer ons dan vanoggend uit die woord uit saam lees, dan weet ons dit is nog steeds u onfeilbare woord wat u jare gelede reeds terug aan ons oorgemaak het. Here, gee ons asseblief vanoggend die Gees, sodat u Gees u woord opnuut aan ons hart kan maak. Here, laat ons ook hoor wat dit is wat u vir ons moet sê, en laat ons ook asseblief moet gaan doen dit wat u vir ons vra. Here, dankie dat u waarlik ons Here is, en dankie dat ons vanoggend voor u kan stil maak, omdat ons weet dat u genadig is. Here, spreek asseblief dat u kinders is in die klas. Amen. Geliefdes, net voordat ons saam lees, wil ek net gou 'n paar woorde sê oor Jona 1, waar ons dan natuurlik laasweek gekyk het. In Jona 1 het ons gesien dat Jona van God af begin wegvlug het, die oomblik toe God hom geroep het en gestuur het om na Ninive toe te gaan om sy woord ook daar te gaan verkondig. Jona het nie net een keer van God af weggevlug nie. Reg deur Jona 1 is hy herhaaldelik besig om van God af weg te vlug. Elke keuse wat hy in Jona 1 gemaak het, is 'n keuse om weg te kom van God se teenwoordigheid en van God se roepsel. Dit is juist omdat Jona heeltyd besig was om te vlug, dat ons uiteindelik vandag by Jona 2 is. So met hierdie in ons agterkop, kom ons lees dan nou saam met Jona 2. Toe bid Jona daar binne in die vis, tot die Here sy God. Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep, en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra, en u Here het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see, en die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink, ek het uit die gesig verdwyn, maar tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Die waters het my toegevou, die groot water het my omring, seegras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot by die fundamente van die berge, die aarde het my vir altyd toegesluit. Maar u, Here my God, het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink, en my gebed het ek by u gekom, in u heilige tempel. Die, wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek 'n loflied bring, wil ek aan u 'n offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. Toe beveel die Here die vis, en hy het vir Jona op die vaste land uitgespoeg. Ons lees net so ver. Gemeente, kom ons dink vir 'n oomblik net gou aan die son. Wanneer jy natuurlik met jou gesig na die son toe draai, dan voel jy die son se warmte. Jy sien die lig. Jy voel die helder skynings en ligstrale van die son. Wanneer jy dan na jou rug omdraai en met jou rug na die son toe staan, verander die son tog nie. Die son hou
Maar nou in Jona 2 is daar geen manier om verder te vlug nie. Jona self sê vir ons dat die diepte hom nou omring het. Hy sê vir ons die golf het nou oor hom begin breek. Hy sê vir ons die see het hom toegemaak. Die profeet wat sy rug op die son gedraai het, wat wou wegvlug van God af, is nou op 'n plek van benoudheid. 'n plek van chaos. 'n plek wat hy self in Jona 2 vers 2 kon beskryf as die doderyk. Geliefdes, Jona beland nie per ongeluk binne in die vis nie. Hy beland onder die water in die vis, omdat hy ongehoorsaam was aan God. Hy beland in die see, omdat hy sy rug gedraai het op God. Hy beland in die vis, omdat die son van geregtigheid reg deur Jona 1 geskyn het, en ook nou nog steeds in Jona 2 skyn. Ons lees nog in Jona 1 vers 17, nadat Jona weggevlug het, toe stuur die Here 'n groot vis. Maar selfs in die vis is God nog presies daar waar hy nog altyd was. Hy is nie afwesig nie, hy is by jou, ook nou in die vis. Die son bly skyn, selfs al draai Jona sy rug op die son. As God klaar was met Jona, sou die see tog Jona se graf gewees het. Maar God is nie klaar. Daarom stuur hy 'n vis. Hy stuur 'n vis, want alhoewel Jona wil doodgaan, is God nog besig met Jona. God kom red vir Jona deur 'n vis te stuur, want die son van geregtigheid is ook die son van genade. Nou, dit beteken natuurlik nie dat God van alles vergeet wat nou net in Jona 1 gebeur het. Nee, God kom red vir Jona deur 'n vis te stuur, maar God kom straf ook vir Jona deur 'n vis te stuur. Ons moet hierdie baie belangrik raak sien wat waar is vir die hele Bybel. God se genade en sy tug is altyd twee dele van dieselfde muntstuk. Sy tug is tog nooit sonder genade nie, want hy is regverdig en hy is genadig. In Hebreërs 12 lees ons tog, die Here tug hom wat hy liefhet. God tug ons, want sy tug, of dan nou sy straf, het altyd een doel voor oë. En dis nie vernietigend of vervreemdend nie, maar dit is eerder om opregte berou by ons wakker te maak, sodat ons in gehoorsaamheid terug sal keer na God toe. Sodat ons nie meer met ons rug na die son toe sal staan nie, maar sodat ons sal omdraai en met ons gesig na die son sal kyk. Dit is presies waarom God vir Jona kom straf. En dit werk. Want daar in die vis se maag lei God vir Jona terug na homself toe. In die vis se maag draai Jona om sodat hy nie langer met sy rug na die son toe staan nie. Die profeet wat in Jona 1 nie met God wou praat nie, bid nou tot God. Die profeet wat in Jona 1 weggehardloop het van God af, roep nou uit na God. Die profeet wat reg deur Jona 1 stil gebly het, praat nou met God. Vir die heel eerste keer in die boek lees ons nou in Jona 2 vers 2, toe het Jona tot die Here God gebid. Die profeet wat wou wegkom, praat nou. Hy praat nou met God. Hy bely sy afhanklikheid in God. Hy erken dat God die son van geregtigheid is, wat altyd skyn.
Jonas se gebed in hoofstuk 2 kom bewys uiteindelik dat God se tug nooit verniet is nie. God se tug bereik altyd sy doel, want daardeur lei dit ons altyd weer terug na onsself toe. Daar in die donker ingewande van die vis leer Jona wat hy nie op die skip wou erken nie. In sy straf ontdek hy weer hoe afhanklikheid van God is. In die benoudheid besef hy hoe noodsaaklik God se teenwoordigheid vir hom is. Toe hy vry was, het hy gevlug. Nou is hy vasgekeer en nou verlang hy weer terug. Toe hy kon kies, het hy weggedraai van die son van geregtigheid af. Nou dat hy nie anders kan nie, besef hy moet weer terugdraai na die son van geregtigheid toe. Gemeente, dit is wat God se tug kom doen. Dit lei ons keer op keer weer terug na hom. Dit laat ons erken en bely dat hy regverdig en genadig is. Te danke aan die tug, leer Jona dat hy daar sonder nie wou erken nie. Hy leer dat hy sonder die Here niks is en niks het nie. Hy leer dat daar sonder die Here nie lewe is. Hy besef sonder die Here is daar nie lig nie. Hy erken, sonder die Here is daar nie hoop of hulp nie. En daarom bid Jona. Daarom verlang hy terug. Daarom bely hy, want deur die storm en deur die vis, het God hom uiteindelik na homself teruggeroep. Nadat Jona dan terugkeer na die Here, lees ons in vers 10, toe beveel die Here die vis, en hy het vir Jona op die vasteland uitgestuur.
met God weer herstel. Gemeente, so kom ons stap vanoggend hier uit. Nie met selfvertroue omdat ons so oulik is nie, maar in geloof, belydeend en afhanklik, met ons gesig gedraai na die son van geregtigheid en van genade, want ons hoop, ons hoop en ons lewe is net moontlik, omdat die son van geregtigheid en van genade ook altyd op sy kinders kom skyn. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie vir die woord wat U weer vanoggend aan ons kom openbaar het. Here, dankie dat U deur die Gees ons weer vanoggend kom herinner het dat ons hulp net alleen van U af. Here, ons wil U loof en ons wil U prys, omdat U ons nie alleen los wanneer ons rug op U neem. Here, dankie dat U tug nooit bedoel was om ons te vernietig nie, maar dit was altyd bedoel om ons gehouder mee met U te verwis, om ons weer terug te lei na U, om ons weer bewus te maak van U genade en van U geregtigheid. Here, ons bely dat ons sonder U niks is nie, en sonder U ook niks het nie. Here, want sonder U is daar geen lig nie. Sonder U is daar vir geen een van ons hoop nie, en sonder U is daar geen lewe nie. Dankie, Here, dat U Gees ons daarom kom leer en kom lei, om weer terug te keer na U brood. Here, dankie dat U Gees ons weer leer en lei, om in gehoorsaamheid te doen wat U in die woord vir ons vra. Here, dankie dat U vir Jesus Christus in ons plek gestraf het, sodat ons self nooit gestraf sal hoef te word. Here, help asseblief dat die wete dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, nie 'n maklike verskoning sal word om aan te hou leef soos wat ons wil nie, maar help asseblief dat dit ons sal besef hoe goed U is, hoe genadig U is, en hoe afhanklik ons van U is. Here, ons bid dat U ons sal help, dat ons nie net vanoggend sal hoor wat U vir ons sê nie, maar sodat ons ook sal gaan doen wat U vir ons vra. Lei ons asseblief om U uit te gaan en te weet dat U waarlik ons enigste hoop is. Te weet dat ons sonder U nie is 'n een voet voor die ander is. Te weet dat ons sonder U niks is. Here, dankie dat U genadig is, dankie dat U woord aan ons kom openbaar het, en dankie dat U dag vir dag vir ons en ook vir U kerk ons. Here, wees asseblief by met ons deur die week wat vir ons voorlê. Behoed en bewaar ons, en help ons asseblief om nie ons rug op U te draai nie, om seker te maak dat ons met ons gesig na U toe staan, dat ons fokus op U teenwoordigheid en op U dienste. Here, ons vra, gaan ook asseblief by nou met ons, wanneer ons in 'n gemeentevergadering gaan saam gesels. Gee asseblief ons eenheid in ons hart en ook eenheid in ons doel. Bewaar ons asseblief, Here, sodat ons nie sal besluit wat moet gebeur nie, maar sodat U Gees sal besluit wat U vorentoe wil doen. Here, want ons is U kinders en ons is U kerk. Here, aan U kom toe alle lof